Suna Potgieter woon in Heidelberg, Wes-Kaap, saam met haar man Werner. Haar passie in die lewe is om 'n omgewing vir haar medemense te skep waar hulle veilig en gemaklik voel om hulself te wees. Sy hou daarvan om te verstaan hoe mense en dinge werk, om te sien wanneer 'n legkaart stukkies van menselewens in mekaar pas en hoe dit deel vorm van God se groter plan. Van 8 tot 5 is sy 'n mediese fondsadviseur, maar buite daardie ure 'n obsessiewe leser, amateurskrywer en wannabe fotograaf. Op haar blog en root stories pak sy storiestapels soos merkers langs haar lewenspad met die Here, as tekens van sy goedheid, ingrypings, antwoorde en daar wees. Vandag gesels sy met ons oor The Insanity of God, geskryf deur Nick Ripken. Toe 'n vriendin die boek aanbeveel, was ek maar skepties. Die titel klink dan amper lasterlik, het die Calvinis in my gedink. Lanklaas het 'n boek my so aangegryp. Dit het my uitkyk op Christen wees en 'n verhouding met God heeltemal omgekeer. Na 6 jaar in Somalië met geen bekeerlinge om te wys nie en die dood van hul een seun, was die Ripken sending egpaar vol vrae. Hulle begin wonder wat veroorsaak dat gelowiges steeds aan God vashou wanneer hulle erge vervolging ervaar en niks uitwerk nie. Hulle wonder of daar plekke is waar die goeie nuus net nie genoeg is om werklik 'n verskil te maak nie. Hoe hoop kan seevier as daar regtig net donkerte om jou is? En so begin Nick se besoeke aan lande waar gelowiges ten ergste vervolg word. Die boek vertel die ware verhale van mense wat Jesus in diep donker plekke leer ken en nie noodwendig daaruit gelig word nie. Mense wat teëspoed en vervolging sien as tekens dat hulle op die regte pad is en wat dit as deel van hul geloofspad aanvaar. Dit staan lynreg teenoor ons westerse geloof dat God al ons paaie sal gelyk maak en hy alles ten goeie sal laat uitwerk. Hulle skram nie weg van marteling en vervolging nie, maar volg Jesus soos 'n dorstige in die woestyn 'n waterput sal soek. Selfs wanneer hulle tot sterwens toe gemartel word, gebruik hulle hul laaste krag en asem om God se lof te besing. Hulle neem God se opdrag van bid en sorg vir mekaar baie ernstig op. Ek het begin kyk na my eie siening van God en besef dat ek hom heeltemal te gereeld soos 'n genie wil gebruik. Iemand wat alles vir my moet laat regloop, situasies oplos, probleme uitsorteer, verhoudings herstel, my begroting laat klop, van gevaar en swaar kry beskerm, 1000 goedjies om my lewe glad en voorspoedig te laat verloop. Ek besef dat ons in die westerse geloofswêreld soms sukkel om onderskeid te tref tussen dit wat God sê en bekende Christelike skrywers en sprekers se interpretasie daarvan, dat ons so opgeslurp is in welvaartteologie dat ons onsself oortuig dat dit alles die waarheid is. Verstaan my mooi, ek twyfel nie vir een oomblik dat God my kan help en wil help in alle aspekte van my lewe nie. Maar wat my aangegryp het was hierdie gelowiges se fokus. Hul fokus was Jesus, nie hul eie veiligheid of gemak nie. Hulle het nie hul geloof of God betwyfel wanneer hulle swaar kry nie. Inteendeel, hulle beskou die woorde van Jesus in Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef, as 'n belofte, nie 'n bedreiging nie. Hulle beskou gevangenskap as deel van hulle teologiese opleiding en iemand wat nog nie gemartel is of in die tronk was nie, as 'n gelowige in sy kinderskoene. En hulle inspireer my om opnuut my eie motiewe te ondersoek en 'n verhouding met Jesus as doelwit te hê, ongeag watter voordele of nadele dit vir my inhou. Nog 'n goue skakel wat deur die boek loop is die lifesang wat elke gelowige het en wat dikwels in moeiliker tye tevoorskyn kom en die effek daarvan op die mense om hulle. En as dit alles swaar en donker klink, moenie geflous word nie. Dit is die mees inspirerende boek wat ek in 'n baie lang tyd gelees het. Doen jouself 'n guns en lees dit. Daar is ook 'n video beskikbaar en die lied wat Dmitri in die Russiese tronk sing, bly hoendervleis mooi. Sy vergeet dan ook vir ons die skakel na die YouTube video en lied. Maak
Asseblief gebruik daarvan. Dit is 'n inspirerende en lewensveranderende getuienis. Ek wil ook byvoeg dat toe Suna my hiervan vertel het, ek dadelik die boek opgetel het en dit is soos sy sê, lewensveranderend, 'n moedlees vir Christene in die Weste. En aangesien hierdie ons laaste potgooi is voor Kersfees, beveel ek nie net The Insanity of God aan nie, maar ook sy boetie, The Insanity of Obedience, ook geskryf deur Nick Ripken. Tot volgende jaar, totsiens.